Wat sien Moses en Aaron in ander, wat elke dag teen hulle rebelleer? God stuur vir hulle manna uit die hemel uit, dan gaan hulle na Moses en Aaron toe en hulle moan, hierdie manna is nie vir ons genoeg nie, ons soek meer, ons was beter af in Egipte gewees. Hulle kom by Moses elke dag en hulle murmureer, hulle moan by Moses, moan. Nou as ek Moses en Aaron was, het ek gesê, Here asseblief, vat hierdie hele volk. En ek dink jy sit van ons vanaand wat presies net so sou gesê, vat hulle almal, kom ons begin oor. Ek en my familie, ons sal die volgendes wees, kom ons doen dit. Maar Moses en Aaron doen dit nie. Hoekom? Goeiedag en welkom by ons aanlyn boodskap. Dis vir ons so awesome dat jy inskakel en saam met ons groei en ek wil net vir jou sê, as jy ver vir ons is jy naby. Jy's nie net 'n persoon op 'n skerm nie, jy is werklik deel van ons gemeente. En ek wil graag net 'n getuienis of twee met jou deel met 'n paar mense wat die laaste ruk wat ons met te doen het, wat deel is van ons aanlyn gemeenskap en van hulle kyk nou vandag hierdie boodskap. Ek het die voorreg gehad om 'n boodskap te kry van iemand wat in Witbank sit en hulle kind wil toewy en al die pad van Witbank af Klerksdorp toe gery het om hulle seentjie te kom toewy en hulle is deel van ons aanlyn gemeenskap. So as dit iets is wat jy in jou hart het, asseblief reik na ons toe uit. Dit sal vir ons so groot voorreg wees om dit saam met jou te kan doen. Maar saam met dit het ek die voorreg gehad om hierdie naweek wat verby is by 'n koffie expo in Johannesburg te wees. En terwyl ek besig was om koffie te maak, dit is my hobby en ek was besig om koffie te maak vir mense en die mense agter die skerms, agter die koffiemasjien sê, dis ons pastoor hierdie. En ek kyk op en ek ken hierdie mense van geen kant af nie en hulle stel hulle self toe aan my voor en sê, hoorie so, jy ken ons nie, maar ons kyk elke liewe Sondag hier uit Johannesburg uit, kyk ons julle preke en ons is deel van die aanlyn familie. En so dis vir my ongelooflik om te sien die impak wat ons aanlyn dienste het in Johannesburg, 50 km aan die kant Botawil met mense wat 'n rivierhuis daar het en 'n rivierbesigheid het vir visvang. En hulle elke liewe Sondag kyk hierdie mense ons boodskap en jy is een van daai mense. En so ek wil vir jou sê, dit is vir ons 'n voorreg om jou deel te hê van ons gemeente. En as enigiets is wat jy gebed voor nodig het of enigiets wat jy meer van wil weet, stuur vir ons 'n boodskap en ons sal na jou toe terugkom want jy is vir ons belangrik. En dan saam met dit, ons wil graag hê jy moet die preek saam met ons volg. So in die beskrywing van hierdie video kan jy op YouTube gaan klik en daar sal die link wees wat jy kan klik wat jou vat na 'n plek toe wat jy vandag se notas saam met ons kan volg en dan groei jy saam met ons. Dankie dat jy deel is en geniet die preek. So my tema vir my boodskap vanaand is, wat sien jy in ander? En het jy al ooit gewonder, hoe kyk God na jou? En ek dink as jy al ooit gewonder het hoe God na jou kyk, vanaand dink ek, na dit wat julle gesien het hier gebeur vanaand, kan julle oortuig wees, dat God kyk na jou, en hy kyk na jou met deernis. Hy sien jou anders as wat die wêreld jou sien. Hy sien jou anders as wat mense jou sien. Hy sien jou anders as wat jy jouself dalk sien. God kyk anders wanneer hy na my en jou kyk. Hy sien ons in liefde. En ek wil begin met 'n skrif vanaand in Numeri 16 vers 1 tot 3. En dit lees: Korag, die seun van Jeshar, seun van Kiat, seun van Levi, het saam gesweer met Datan en Abiram, die seuns van Eliab, en met On, die seun van Pelet. Hulle was van Reuben se stam. Hulle het saam met 250 mans uit die Israeliete teen Moses in opstand gekom. Hulle was almal bekende leiers wat deur die gemeenskap aangewys is. Hulle het by Moses en Aaron bymekaar gekom en vir hulle gesê, julle dink te veel van julleself. Almal van die gemeenskap is tog vir God afgesonder. Die Here is onder ons almal. Waarom beskou julle julleself belangriker as die res van die Here se volk? So net om vir julle 'n bietjie konteks te gee oor wat hier gebeur. Hierdie 250 ouens saam met Korag is hier besig om in opstand te kom teenoor Moses en Aaron. Hulle is jaloers op Moses en Aaron, want Moses en Aaron het 'n amp gekry. Hulle het 'n roeping gekry van die Here af, 'n spesiale roeping van God af gekry. En hierdie ouens was jaloers op dit gewees. Toe hulle kyk na Moses en na Aaron, met ander woorde, toe hulle kyk na ander, het hulle gesien wat ander het
en hulle het nie gesien wat hulle het nie. Hulle het gekyk en rondom hulle gekyk met 'n negatiewe gesindheid. Hulle het nie positief gekyk na dit wat om hulle is en dit wat die mense om hulle het nie. En baie keer vandag is ons ook net so. Baie keer vandag kyk ons na ander mense en ons sien wat hulle het en ons begeer dit wat hulle het en ons wil hê dit wat hulle het en ons kyk daarna en ons is in hierdie ratreis, ons is in hierdie woerwal waar ons enigiets sal probeer doen, wat ons enigiets sal gryp om net te kry dit wat die ander persoon het, om net te wees daar waar die ander persoon het en om net aan die hande te kry, want ons kyk na talente wat ander mense het, wat van die Here afkom en ons soek daai selfde talente. Ons wil ook die talente hê wat ander mense het. Ons wil ook kan doen dit wat daai persoon doen. Dis in die ratreis wat ons hierdie lewe is. Dis die ratreis waarin ons is. Dis waarna baie van ons baie keer soek, terwyl die woord vir ons leer, dat elke goeie gawe kom van God af. En Jakobus 5 sê dit vir ons, moenie julle self mislei nie, my liewe broers. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Alles wat ons het, alles wat Moses en Aaron gehad het, was nie vanuit hulle self nie. Dit was 'n gawe. Dit was gawes wat God vir hulle gegee het. Hulle het niks van dit kon verdien nie. Hulle het nie vir dit kon werk nie. Inteendeel, die dag toe God vir Moses geroep het, toe sê Moses vir hom, nee Here, dalk iemand anders. Ek hakkel. Hoe kan ek 'n volk lei terwyl ek hakkel? En die Here sê vir Moses, wie het vir jou tong gegee? En God kom bevestig daarvoor hom dat dit is nie op jou talente nie. Dis nie op hoe oulik jy is nie. Dis nie op wat jy kan verdien nie. Dis op my genade. En God toon aan Moses genade. En hy wys vir Moses, hierdie gawe om my volk te kan lei, hierdie gawe wat ek vir jou gee om tot in die allerheiligste in te kan gaan, om tot in my teenwoordigheid te kan ingaan, wat die res van Israel nie die voorreg van het nie. Hierdie voorreg gee ek vir jou. Ek, wat God is, gee dit vir jou. Nie omdat jy dit verdien nie omdat jy gekwalifiseerd is om dit te hê nie, maar omdat ek, wat God is, dit so bepaal om dit vir jou te gee. En Korag en sy bende kyk na Moses en na Aaron, en hulle kyk en hulle sien hierdie gifting, hulle sien hierdie geskenk wat God vir Moses en na Aaron gegee het, en hulle besef nie, dat dit 'n geskenk is van God nie. Want hulle soek dit, en hulle kom in opstand, en hulle rebelleer teen God, hulle rebelleer teen Moses en Aaron, en terwyl hulle teen Moses en Aaron rebelleer hulle eintlik teen God en God se gesag en dit wat God in plek gesit het. Want baie keer sal ons dink dat wanneer ons jaloers is op iemand en ons doen iets op die kantlyn, of ons doen iets om hulle te boikot, of ons doen iets om iets te kry wat aan iemand anders behoort, dan dink ons baie keer, die Here sien dit nie raak nie, of ons dink ons doen dit dalk aan daai persoon, maar die eintlike ding wat jy doen, is jy doen dit aan God, want God het vir daai persoon gegee wat hulle het. En of dit in jou opinie dalk meer is as wat jy het, dalk is die rede dat dit vir jou meer lyk as wat jy het, omdat jy nog nie tevrede is met dit wat jy het nie. Want God kan nie vir ons nog gee, as ons nie tevrede is eers met dit wat hy al reeds vir ons gegee het nie. Want as ons nie met die bietjie getrou is nie, hoe gaan ons met die baie getrou wees? En ons gaan deur hierdie lewe, en ons is baie keer soos Korag. En ons kyk na ander, en wat hulle het, en ons kyk na onsself, en ons sien raak, dit wat ons nie het nie. En die storie gaan aan in Numeri, en dit sê, toe sê Moses, hieraan sal julle weet. Moses kom bevestig hierso, Moses kom verdedig hierso, die gesag wat God aan hom gegee het, nie wat hy self gekry het nie, wat God aan hom gegee het, en hy sê, toe sê Moses, hieraan sal julle weet, dat die Here my gestuur het. Ek het nie self gekom nie, die Here het my gestuur, om al hierdie dinge te doen, en dat dit nie uit myself is nie. As hierdie manne 'n gewone dood sterf, en dit met hulle gaan, soos dit met elke mens gaan, het die Here my nie gestuur nie. Moses kom sit vir hulle 'n challenge daarby, hy sê, wil julle kyk of het God my gestuur of nie? Wil julle sien of ek hierdie uit my eie uit doen of nie? Hier's 'n toets, kom ons doen dit. En hulle gaan aan, en hy sê, ons sal sien of die Here my nie gestuur het nie. Maar as die Here iets niets laat gebeur, en die aarde sy mond oopmaak,
Lans, laat jy my nou is ek weg. En die aarde sy mond oopmaak, en hulle nie insluk nie, gaan aan Lans, en hulle nie insluk, saam met alles wat aan hulle behoort, sodat hulle lewend in die doderyk afgaan nie, sal julle weet, dat hierdie mense, die Here, geminag het. En die aarde het oopgegaan, die storie gaan aan, julle kan dit gaan lees in Numeri, die storie gaan aan, die aarde het oopgegaan, en die aarde het hierdie Korag, en al die ouens wat saam met hom was, lewendig ingesluk, en tot in die doderyk ingevat. En die aarde het weer toegemaak, oor hulle. En dis wat met hierdie ouens gebeur het. En ons kan nou na hierdie storie kyk, en ons kan nou na hierdie storie luister, en dink, joh, dis daarom 'n wille scenario. En dit is 'n wille scenario, dis iets rofs wat gebeur het in die Ou Testament, maar dankie Jesus, dat U gekom het. Dankie dat Jesus gekom het, en dat hy vir ons genade kom gee het. Dat ons onder die Nuwe Testament kan staan vandag, onder die genade van Jesus. En weet julle wat vir my mooi in hierdie hele storie? Hierdie ouens wat teen Moses en Aaron gerebelleer het, Korag en sy bende, wat deur die aarde ingesluk is. Die mooi van hierdie storie is, hulle het toe nou die hele volk, die hele Israel opgesweep, om saam met hulle te straik, as ons dit so kan sê. Die strikes wat ons laas naweek beleef het, dit was wat hulle teen, of laas week, nie hier daarom in Klerksdorp nie, maar daar aan die ander kant wat julle op die nuus gesien het. Dis wat hulle teen Moses hulle gedoen het, en dit het 3 ouens gevat, om die hele volk te draai teen Moses en Aaron. En God sê vir hulle, Moses en Aaron, staan weg van hierdie mense af. Ek gaan hulle almal uitwis. Staan weg by almal, nie net die skuldiges, die staan weg by almal. Ons wis hulle almal uit, en ons begin 'n nuwe volk uit jou en Aaron uit. Ons begin iets niets. Ons begin dit heeltemal van voor af. En weet julle wat doen Moses? Dis die mooi in hierdie storie. Weet julle wat doen Moses en Aaron? Hulle val op hulle knieë neer, en julle kan vir my daai skrif opsit. Hulle val op hulle knieë neer, en hulle sê vir die Here, Almagtige God, asseblief, en hulle pleit vir genade. Hulle pleit vir genade vir die gemeente, Moses en Aaron. En die vraag wat by my opkom toe ek hierdie storie lees, die vraag wat my opkom is, wat sien Moses en Aaron in ander, wat elke dag teen hulle rebelleer? God stuur vir hulle manna uit die hemel uit, dan gaan hulle na Moses en Aaron toe en hulle moan, hierdie manna is nie vir ons genoeg nie, ons soek meer, ons was beter af in Egipte gewees. Hulle kom by Moses elke dag en hulle murmureer, hulle moan by Moses, moan. Nou as ek Moses en Aaron was, het ek gesê, Here asseblief, vat hierdie hele volk. En ek dink jy sit van ons vanaand wat presies net so sou gesê, vat hulle almal, kom ons begin oor. Ek en my familie, ons sal die volgendes wees, kom ons doen dit. Ek dink ek kan sien by die smiles wat hier in die gehoor is, dat baie van ons sou vir die Here gesê het, ja Here asseblief, vat hulle en kom ons begin oor. Maar Moses en Aaron doen dit nie. Hoekom? Hoekom doen hulle dit nie? Want hulle kyk anders, hulle sien iets anders in die volk. Hulle het begrip vir die volk. Nie dat God nie begrip het vir die volk nie, maar hulle het begrip vir die volk, en ek dink die Here toets vir Moses en Aaron in hierdie gedeelte, om vir hulle te sê, ek wil die hele volk uitwis. En dit kom wees vir ons 'n spieelbeeld van dit wat Jesus vandag vir ons besig is om te doen, om vir ons te pleit om genade by God. So hulle is eintlik 'n spieelbeeld hier, 'n ewebeeld van dit wat kom, eintlik 'n profesie vir dit wat kom, en die mooi van dit is, dat dit is teen mense wat elke dag teen hulle murmureer, elke dag teen hulle in opstand kom, vir wie die meeste van ons wat hier is vanaand sou gesê het, Here, vat hulle net, vat almal van hulle, maar hulle doen nie, want hulle kyk anders. En ek deel met my vrou in die week, wat ek gaan preek vanaand, en ek wil nou net so 'n bietjie spog oor my vrou, oor die wysheid wat my vrou vir my gee, oor hierdie gedeelte. Daar's 'n movie, The Prince of Egypt, ek weet nie wie van julle het dit al gekyk nie, is 'n kinderstorie oor Moses, en sy sê vir my, want ek deel met haar, ek sê vir haar, Moses en Aaron moes begrip gehad het. Hierdie ouens was vir 400 jaar in Egipte, hierdie ouens, al wat hulle ken is slawerny, al wat hulle ken is dit wat hulle in Egipte gehad het, dis wat hierdie ouens ken. En Moses en Aaron moes begrip gehad het, hulle moes verstaan het, dis wat hierdie ouens ken, om hulle nou daar uit te vat, in 'n nuwe land, en te sê, kom, ons volg nou net een God, waar daar in Egipte 1000 ander gode was, om te kan aanbid. Nou sê
ons kom ons volg net een God. Dit moes 'n proses gewees het. Dit sou nie net in 'n oogwink gebeur het en hulle volg een God nie. En dit diskwalifiseer nie die feit dat daai ouens sonde gedoen het nie. Hulle het sonde gedoen en hulle moes boet vir die sonde wat hulle gedoen het. So die sonde word nie reggepraat nie, maar Moses en Aaron het begrip vir die res van die mense wat op die trein klim en saam op hierdie straik gaan, want hulle verstaan waar hulle vandaan kom. En my vrou deel met my toe ek met haar deel, sy sê in daai Prince of Egypt is daar sien waar Moses na 'n muur toe gaan en hy sien op die muur hoe al die babetjies van Egipte verdrink word. Hoe almal van hulle doodgemaak het, al die eersgeborenes doodgemaak word. En vir die van julle wat nie weet nie, Moses het in daai paleis groot geword in Egipte. Hy het onder die farao groot geword. So hy het 'n deel gehad daarin om sy broers en sy susters en sy neefies en sy niggies om die eersgeborenes van Israel te laat doodmaak. Hy het 'n deel gehad van dit want hy het groot geword in dit. En ewe skielik kom my op 'n geleentheid waar God vir hom sê, Moses, kom ons wis hulle almal uit en ons begin oor en Moses sê asseblief nie, Here. Want hy kyk na hulle en hy besef, hy wat Moses is net so afhanklik van God se genade soos elke ander een van hulle wat daar is. En Aaron was deel van die hele situasie. Hy was deel van die slawerny. Hy was 'n slaaf. Hy was deel van dit. So hulle het begrip vir hierdie mense. Hulle besef dat hierdie ouens het net soveel redding nodig soos wat ek nodig het. En dis hoe ons ook behoort te kyk na ander. En hulle tree in daai oomblik op as middelaar tussen 'n heilige God en sondige mense. Maar die verskil tussen Moses en Aaron en Jesus is dat Moses en Aaron het vir die volk ingetree vir genade. Hulle het vir die volk gepleit vir genade. Jesus is die genade tot vervulling. Jesus is die middelaar. Hy is die een wat vir ons die genade gebring het. Hy is die een wat vir ons die genade bewerkstellig is. Dis in hom dat ons die genade ontvang vandag. En dis die verskil tussen Moses en Aaron en Jesus. Dus Jesus is en hulle het vir. En dan kry ons die gedeelte in Hebreërs 5 wat vir ons sê, of Hebreërs 9 wat vir ons sê dat Jesus dien nou vir ons as middelaar. Hy is en daarom is hy middelaar van 'n Nuwe Testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Nou wat dryf jou om 'n middelaar te wees vir mense? Wat dryf jou soontoe om jou godheid prys te gee en aarde toe te kom en aan 'n kruis te kom sterf vir mense wat jou elke dag in die rug steek? Wat dryf jou na dit toe? Dit moet 'n mindset wees, dit moet iets wees wat Jesus in ons sien, wat ons dalk nie eens in onsself raak sien nie. Wanneer Jesus na ons kyk, dan kyk hy anders na ons as wat ons na mekaar kyk. En daai gedeelte wat ek net nou gelees het, die laaste gedeelte, die laaste slide, John Ray, in Hebreërs 4, vers 14 en 15, sê dit vir ons, 15 en 16 sê vir ons, hierdie hoofpriester van ons kan ten volle met ons in ons swakhede saamvoel. Jesus kan ten volle met ons in ons swakhede saamvoel. En dis hoekom hy mens geword het, sodat hy kan kom loop waar ons loop, sodat hy kan voel wat ons voel, sodat hy kan deurgaan wat ons deurgaan, sodat alles wat ons in hierdie lewe kan deurgaan, hy meegevoel kan hê, want weet julle wat, hy sit nou by die Vader, besig om in te tree vir ons as middelaar, besig om vir ons te pleit vir genade, besig om vir die Here te sê, Vader, moet hulle nie uitwis nie, ek pleit vir hulle vir genade, ek sien hulle is so skape sonder 'n herder, want dis hoe Jesus na ons kyk. Dis hoe hy na ons kyk, en hierdie woord sê vir ons, hierdie hoofpriester van ons, kan ten volle met ons in ons swakhede saamvoel. Wat se swakheid het jy vanaand? Wat beleef jy in jou hart vanaand? Wat is daar in jou hart wat jy voel, julle wat vorentoe gekom het net nou, wat voel, jou diskwalifiseer om na God toe te gaan? Wat is daar, los my daai skrif op asseblief, wat is daar in jou hart? Wat is daar wat jy voel te groot is vir God om te vergewe? Hier is die Bybel. Die waarheid, die woord van God sê, hy kan ten volle, nie gedeeltelik nie, hy kan ten volle met ons in ons swakhede saamvoel.
Daar's niks wat jou kan diskwalifiseer om na God toe te gaan nie. Want hy kyk anders wanneer hy na jou kyk. Hy kyk nie na jou soos wat jou pa na jou gekyk het nie. Hy kyk nie na jou soos wat jou pa na jou kyk nie. Hy kyk anders. Hy kyk nie na jou hoe jou vrou na jou kyk nie. Hoe jou man na jou kyk nie. Hoe wie ook al na jou kyk nie. Hy kyk anders. Want hy beleef dit wat ons beleef. Hy het deur dit gegaan wat ons in hierdie lewe deurgaan. En hier sê die woord dit vir ons, want hy is in elke opsig op dieselfde manier as ons versoek. Maar hy het nie voor die sonde geswyg nie. Kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons sy ontferming en genade bewys, sodat ons op die regte tyd gehelp kan word. Nou daar's 'n dryfkrag agter hierdie en 'n voorbeeld vir ons agter hierdie gedeelte. Hoe kyk jy vanaand na ander mense? Wanneer jy dink aan daai persoon wat jy net nie kan verdra nie. Wanneer jy dink aan daai persoon wat vir jou so kwaad maak. Wanneer jy kyk na die wêreld en jy sien die stikkend, jy sien die seer, jy sien die gebroke, jy sien daai ou wat nou alweer aan jou kar se venster kom klop. Daai ou vir wie jy nou al 3 keer gesê het, toe hy met die blikkie langs jou kar staan, ek soek nie die koeldrank nie. Vir wie jy vir die 3de keer gesê het, Pel, ek soek regtig nie die koeldrank nie. Wat nog steeds daar staan, en nog steeds met die blikkie daar staan, en nog steeds aan jou venster klop. Wat sien jy wanneer jy hom sien? Sien jy in jou hart, ek sal nou hier uit hierdie kar uitklim, en ek sal vir jou Handelinge 1, 2, 3, 4 en 5 gee. Al 5 van hulle. Is dit wat jy sien? Of wat sien jy wanneer jy na daai persoon kyk? Jy geniet dit. Maar wat is dit wat jy sien wanneer jy na daai persoon kyk? Sien jy iemand wat jou net frustreer of sien jy 'n skaap sonder 'n herder? Kyk jy na hom en jou hart breek vir die persoon en jy dink by jouself, hierdie persoon is net so afhanklik van God se genade as wat ek is. Hoe kyk jy na ander? Hoe kyk jy na ander? Is dit deur dieselfde lens as wat Jesus na jou kyk? Of kyk jy en jy sit jouself op 'n posisie? Of jy sit jouself dalk onder 'n posisie en jy kyk na ander en dit wat hulle het. Elke goeie gawe, sê die woord vir ons, is 'n geskenk van God. Dit wat jy het, wees tevrede met dit. Wees tevrede met dit. En God sal vir jou nog gee. Hy is 'n God van oorvloed. Hy is 'n God van voorsiening. Hy is 'n waarmaker van sy woord. As jy getrou is in die klein, sal meer vir jou gegee word, sê die woord. Raak kontent met dit wat jy het. En kyk na ander deur die lens van wat Jesus na jou kyk. As jy sien daai ou is regtig wy van die pad af, moenie Handelinge 1 tot 5 draai nie. Tree in gebed vir daai persoon. Tree in vir daai persoon. Dien as middelaar tussen hom en 'n heilige God. In die naam van Jesus. Want ons kan nie middelaars wees nie. Jesus is die enigste een wat vandag 'n middelaar kan wees. Maar ons kan in die gap kom staan. En ons kan daai persoon voor Jesus bring en ons kan vir Jesus vra, Here, U wat presies weet wat daai persoon deurgaan. Wees hom genadig. Wees haar genadig. Kom ons kyk anders na die wêreld. Kom ons kyk na die wêreld soos Jesus na ons gekyk het. Kan ek julle vra om op julle voete te sal staan vanaand? Die genade van God, sê die woord vir ons, is oorvloediger meer as enige sonde wat ons ooit kan doen. Moenie jouself diskwalifiseer om na God toe te gaan nie. Moenie dat iemand anders jou diskwalifiseer om na God toe te gaan nie. Kyk na ander en dink oor dit wat jy dink. Wat sien jy in daai persoon?
In steede daarvan om oordeel en judgment en sleg oor daai persoon te spreek, of in jou hart te voel, spreek lewe. Ek het in my eie lewe al gesien, waar daar vyande van my was, en die oomblik wat ek begin lewe spreek oor hulle, die oomblik wat ek begin bid vir hulle, die oomblik wat ek vir hulle begin bid, dit wat ek wil hê, want dis nogals moeilik, om vir jou vyande te bid, dit wat jy soek in die lewe. Maar die oomblik wat ek dit begin doen het my hart teenoor daai persone verander. En weet julle wat gebeur wanneer jou hart teenoor daai persoon verander? Kans dat daai persoon se hart teenoor jou verander is ook groot. Want elkeen van ons het 'n aandeel. Elkeen van ons het 'n aandeel wanneer iemand ons vyand is. Elkeen van ons het 'n aandeel waarvoor ons aanspreeklik gehou moet word. Elkeen van ons wat hier staan vanaand, nie een van ons is geregtig om na God toe te gaan nie, ons mag nie. Maar hy het vir ons in sy genade die pad oopgemaak. So kom ons wys vir die wêreld genade. Kom ons kyk na ander en ons sien genade en ontferming vir hulle. En ons pleit by die Here vir genade en ontferming oor hulle. En ons bid vir hulle, dit wat ons in hierdie lewe sal wil hê. Dis die call to action vir vanaand. En as jy bereid is om ja te sê vir daai call to action, as jy bereid is om vanaand vir God te sê, Here, ek kies om anders te kyk na mense. Ek kies om na mense te kyk en hulle te sien soos wat U hulle sien. Wil jy nie jou hande voor jou oopmaak as 'n profetiese teken net om jouself ook aanspreeklik te hou. Dat jy maak 'n keuse vanaand om anders na mense te sal kyk. In die oomblik as jy anders na mense kyk, verander God jou ook. En dis 'n lekker verandering wat gebeur. Dis 'n goeie verandering wat gebeur. Dis 'n verandering wat jou vat na 'n lewe en dit in oorvloed. Vader, dankie vir elke hand wat voor hulle oop is. Here, dankie dat ons kan reageer op hierdie call to action. En dat ons na ander kan kyk deur die lens wat U na hulle kyk. En Vader, ek bid dat U sal deur die Heilige Gees vir ons die krag sal gee, dat U deur die Heilige Gees vir ons die vermoë sal gee om te kyk soos wat U kyk, om te sien in ander dit wat U sien in ander. Here, ek bid dat ons sondige natuur gekruisig sal word, dat ons 'n doelbewuste keuse sal maak om onsself en ons eie ek en dit wat ek wil hê sal prys gee en sal kruisig, Here, om dit wat U wil hê en dit wat vir U belangrik is, na te sal streef en na te sal jaag. Here, mag ons die begeerte hê en die vermoë deur die Heilige Gees om te kyk soos wat U kyk. Dis my gebed vir ons as Oase familie. Vir elke persoon wat ja sê vir daai call to action, bid ek dat U sal help dat ons gehoorsaam sal wees aan daai call to action. En Vader, ons bring aan U die lof en aan U die eer, want ons kan dit nie uit ons eie uit doen nie, ons kan dit nie in ons eie krag doen nie. Maar Here, saam met U kan ons berge verskuif. Saam met U kan ons soos 'n Moses, wat eintlik nie gekwalifiseerd is nie, 'n volk lei, want U is die een wat ons lei. So Here, gee ons die krag en die vermoë en die gehoorsaamheid om hierdie call to action end uit te sal deurvoer. Dis my gebed vir ons in Jesus se naam. Amen. Amen.